Goeiemôre. Het is lekker om sommer net so op die preekstoel te sit en te luister na die klanke en die manier waarop julle die eer aan die Here bring. Dit help my ook om my lekker in te stel en in te stem, ook vir hierdie oomblik. Ek het 'n vermoede dat ek ten minste een persoon wat die deure raak geloop het, wat vanoggend die heel eerste keer by ons in die erediens is. En daar is in alle waarskynlikheid nog mense wat vanmôre vir die eerste keer hier is, of hier ingetrek het. Sê wys vir my so, dat ek net 'n beweging sien, dan, daar's nog twee. Wonderlik. Ja, en nog, bedui julle van mekaar, of nog mense. Nou ja, dit is, hierdie was ook vir my 'n week, waar ek net aangeraak is deur die warmte en die meelewing en die uitreik van lidmate. En ek hoop regtig waar dat elkeen van julle wat hier was, tot en met die dag dat julle ook iets, of dalk selfs meer as ek, daarvan beleef het. So, die aanhaling op die skerm is nie net om te smile nie, maar dit begin met 'n smile, en dan kyk jy die een in die oë, en jy sê vir hulle hallo, en jy sê vir hulle ook sommer welkom. Dalk het jy dit nog nie gedoen met die mense rondom jou nie, of jy het nie by almal uitgekom nie, dan gee dit vir jou 'n geleentheid dat jy dalk ver kan oorleef. Kom ons sê vir mekaar hallo. Daar was 'n geleentheid deur die loop van die week waar hierdie oomblik oortref is deur daai oomblik. En dit is toe ek Woensdag aand vir die mense gevra het, sê gou vir mense, wat is jou gunsteling sop? Ek dink hulle het resepte uitgeruil. En ek weet mos nou dat mense ook net hulle heel beste voorgesit het, waar ons so saans by mekaar was daar. Ek het soppe geëet wat ek nog nie van tevore geëet het nie. Ek het beespenssop. Is dit nou reg? Dit was ek het beespenssop het ek geëet deur die loop van die week. Ek eet. Jy moet hierdie man se kop sien hier so hier nie. Ek het waterblommetjie sop het ek ook geëet. En dan het ek snoekkopsop geëet. Dit het my verras. En daar was ander heerlike soppe. So ek het een aand gesê, ek hou julle dop, en ek sien daar's van julle wat sommer 'n tweede en 'n derde keer ook gaan. Maar ek was so voor in die tou gewees donderdag aand, dat ek ook ten minste 3 keer gegaan het. En toe daar nog steeds sop oorgebly, toe ons daar so by mekaar was. So julle hoor, hier in die Weskus kan 'n mens verras word met allerlei soorte sop. Dink daar was donderdag aand 12 soorte gewees, is ek reg? Vir wie moet ek nou kyk om daai bevestiging te kry? Ja. Liewe gemeente, die 2 kerse is aangesteek. En daar is in alle waarskynlikheid 'n herinnering wat vir jou gepaard gaan daarmee toe jy vanoggend inkom in die erediens. En jy sien dat daar 'n kers is wat brand. Hierdie dag is Pinksterfees. Ons herdenk vandag die uitstorting van die Heilige Gees. En ek was daarvan bewus deur die loop van die week, langer, in my lewe, in hierdie ruimte, dat die Gees besig is om met my te werk, en dat hy ook besig is om met ons te werk. Dankie vir die maniere waarop julle met my praat, en dankie dat ons kosbare oomblikke met mekaar kan deel. Ons gaan die lied speel, ja, daai is ons nou verby.
Ja, die orgel het 'n groot diens gehad. En die orgel met die orgelis is vanmôre by ons in die erediens. Ek gaan die lied speel wat heel week gespeel het van verlede week af. Die poging is dat die lied ons help om ons in te stem vir hierdie kosbare oomblik. En dan is daar so 2, 4, 5, 6, 7 kersies aan daardie kant van die tafel. Ja, miskien moet ek dit vanoggend sê. Ek dink daar's baie keer mense wat so 'n kers wil kom aansteek en jy weet, en wil kom aansteek en sal ek nou en dan is daar mense wat opstaan en dit kom doen en dan gaan die geleentheid verby. Ek weet daar was sulke geleenthede in my lewe ook. Ek wil en ek gaan en ek wil en dan is die oomblik verby. So dalk is daar iemand wat op daai puntjie sit al meermale. Almal is natuurlik welkom. Enigeen is natuurlik welkom. Maar ek dink aan daardie wat 'n bietjie oortuiging en 'n bietjie die gees wat jy nodig het om 'n kers te kom aansteek. Ek het vanmôre vir die vroue daar agter gesien en nou het julle intussen baie meer geraak. Ek het vir hulle gesê, "Eg, hier's baie rooi vanoggend in die kerkgebou." En ek het verlede week het ek gehoor dat rooi is energie. Dis woema, dis passie en gehoor watter rol kleure ook in ons lewens speel. Ek dink ek sou dit ook kon assosieer met die vlam van die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees. Ek sit die lied aan en enigeen is welkom om 'n kers te kom aansteek. Dit gaan goed met die mens vir wie u uitkies en laat naderkom om in u tempel te bly. Laat ons die goeie dinge, o God, in u huis in oorvloed geniet. Die goeie dinge in die heilige woning. Amen. Liewe gemeente, ek het julle al vanmôre gegroet en julle het mekaar gegroet. En nou wil ek ook sê in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag jy die liefde en die nabyheid van God beleef. Mag jy die liefde sien
en beleef in diegene wat naby aan jou is. Hier's 'n man wat wil praat. Kinders, julle moet nou luister. Hier's 'n man wat wil praat. Die klank is nie oral so vreeslik wat wonders nie, maar julle sal sien daar in die wit stukkie. En daar mag mense wees wat nou nie tot daar kan lees nie. Ek is jammer daaroor. Ek het probeer groot maak soveel soos wat ek kon. Maar ons praat in die kerk baie van liefde. Ons het baie gesels deur die loop van die week oor die liefde wat daar is tussen God die Vader, God die Seun, vir al dit, maar dan ook God die Heilige Gees. En ons het baie verwys na die onderlinge liefde waarvoor Jesus bid dat dit sigbaar sal wees in ons lewe. Nou hoor nou wat het hierdie laaitie te sê daaroor. February is Love Month. How can you show someone that you love them? We can hug them. Well, not really kiss them. Only your family, not your friends. Love is helping others. Love is being kind. Love is doing things from your heart. Love is family. Love is caring. Love is how you make people feel. You can make people feel loved, and that's good. Love is like singing with all of your heart. Love is like an extra squeezy hug. Love is a smile from somebody you care about. A smile can change a day, you know. Love can be a wink like this. Love can be helping a friend. Love can be listening to with 2 ears. Love can be saying something nice to someone, but only say it if you mean it. The world needs love. Share this with somebody you love. Maybe it'll make them smile. Dink julle hy was al deur die loop van die week in Pinkster gewees? Hy laat my so dink en ek hoop ek moet hom al vir julle aanstuur as daar van julle is wat dit nie lekker kon hoor in hierdie oomblikke nie. En dan die lied wat ons gaan sing, ook kon ek jubel, Hemelvader, is lied 196 en ek het nou 'n bietjie gespeel met die kleure daar op die bord. Ek hoop julle kan daar sien. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied ook saam met ons koor. Kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 stemme tot U eer. O, sou ek juichen tot U nader, en U my danklied bring, o Heer. Ek sou U roem en lof vermeld, U wonderdade ongeteld. O, kon ek U besing na waarde, tot waar die son seilbaan beskryf, en sterre ver bo kan die harde, geruisloos meld U heerlikheid. O, kon ek tog die lof besing, wat ek so graag aan U wil bring. Laat alles wat op aarde lewe, die berge, bosse, see en meer, my onvolkome lof en bede, in stilte aanvul tot U eer. Saam sal ons oor U God uitjuich, aan U ons dankbaarheid betuig. In
die fotografiewêreld sien 'n mens wonderlike fotos. En daar's 'n groot geneigtheid dat mense dan daarna onder die foto's sal vra, nou wat se kamera het jy? En dan is daar 'n reaksie wat baie wat nou 'n bietjie in die fotografiewêreld is, dan ken, en wat mense sê, weet jy, as my ma vir my lekker kos kook, dan vra ek nie wat se stoof het ma nie. Dankie Anne-Marie, ek dink hier is 'n kombinasie van die orgelis en van die oorgedoende orgel wat ons in hierdie oggend gehoor het en wat vir ons gaan lei deur die loop van die erediens. Ons bedien die nagmaal hier aan die begin van die diens. Ook sodat ons kinders daarin deel kan hê saam met hulle ouers, hulle familie. En kinders, as julle nou, en miskien moet ek nou dit gevra, as julle nou vir iemand wou wys van liefde, Dominee Santi het hier een Sondag het sy 'n bietjie gewys oor nuwe maniere en verskillende maniere. Wys gou-gou vir my, julle is lief vir my, of liefde. Nee, moet julle vir my te wys nie. As jy wil wys van liefde, hoe doen julle dit? OK, volwassenes help. Ja, pragtig. Hierso, hierdie kant, is julle nie vol liefde nie. Ek het nou die ene wat Hannes mos nou wys, het Dominee Santi vir ons gesê, die tieners doen dit deesdae so. Sien julle dit? Jy weet, so kan jy aangaan daarmee. 'n Manier waarop dit ook vir ons gewys word, is deur dit wat rondom die tafel gebeur. Hierdie tafel het na vore gekom tydens die eerste Sondag van 40 dae. En hierdie tafel is derentyd die simbool daarvan dat jy uitgenooi word om aan tafel te kom sit. En hoeveel keer het ons nie dit beleef deur die loop van die week nie? Dat ons saam om die tafel was. En vanmôre is dit nou die ultimate daarvan. Jesus nooi ons om saam met hom aan tafel te kom sit. En ek dink die manier waarop ons dit nou maar die beste beleef is dat ons nou in Paastyd die hele saal vol tafels maak, dink 'n stuk of 48, 50 netjie. En dat ons daar by mekaar kom en die nagmaal aan mekaar bedien. Ek lees vir julle die klein stukkie inleiding net hier, dat julle net dit hoor. Die sakramente, naamlik die doop en die nagmaal, behoort tot die hart van die geloofsgemeenskap. Die feeste wat die gemeente vier, dis feeste wat die gemeente vier. En 'n formulier se funksie is om die sakramente te verduidelik. Deur die formulier word die gemeente geleer. Die formulier stel klein en groot in staat om te hoor, sodat dit hulle kan verstaan wat hier met ons, by ons gebeur. En so is die uitnodiging dan veral in die volgende paragraaf ook, dat kinders sal luister na die volgende stukkie wat ek nou gaan lees. Dis 'n formulier wat al 'n geruime tyd gelede hersaamgestel is en nuut geskrywe is, sodat dit op ons oorval en dat ons kan hoor waaroor dit gaan. So liewe broers en susters, jong mense en kinders, ons is lidmate van die Nederduitse gereformeerde gemeente van Langebaan. Toe ons klein was, het ons deur ons doop lidmate van die gemeente van die Here geword. By ons doop het die Here vir ons gesê, ek is jou God. Ek beloof om altyd by jou te wees en jou te help. Hy het toe sy naam oor ons uitgeroep toe hy gesê het, julle is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hiermee het die Here aan ons gevra om hom te vertrou en om hom te volg. Ons doop vra ook van ons om naamdraers van die Here te wees. Almal moet kan sien dat ons aan die Here behoort en dat ons sy naam groot maak. Omdat die Here hom aan ons verbind het, maak hy dit vir ons moontlik om in hom te glo en om hom lief te hê. Die Here het vir sy kinders die nagmaal gegee. Hier op die tafel sien ons die brood en die wyn in julle hande en die banke.
Die brood en die wyn wys soos vingers na die liefde van die Here. Brood en wyn is die bewyse van die Here se liefde. Die brood sê dat Jesus sy liggaam vir ons sondes laat breek het. En die wyn sê dat Jesus sy bloed vir ons sondes laat vloei het. As ons die brood eet en die wyn drink, sê ons daarmee dat ons glo. Ons sien met ons eie oë wat Jesus vir ons gedoen het. En ons proe hoe lief die Here ons het. As ons die brood eet en die wyn drink, loop ons harte oor van blydskap. Want Jesus het ons so lief, en ons het hom so lief, en ons het mekaar lief. Wanneer ons die brood eet en die wyn drink, maak dit ons geloof in die Here sterk. Dit maak ons sterk om te stry teen alles wat die Here se naam deur die modder sleep en ons naaste in 'n swak lig stel. Die nagmaal gee ons krag om met mekaar en met ander mense oor God te praat, na mekaar en ander te luister en die Here te dien en te volg. Ons kry ook krag om na ons naaste se belange te soek en hom of haar met ons liefde en diens by te staan. As iemand honger het, moet ons aan hom of haar brood gee. As iemand dors is, moet ons aan hom of haar water gee. En as iemand val, moet ons hom of haar optel. Ons moet mense wat moed verloor het help om weer moed te skep. En ons moet mense wat hartseer is troos. Wanneer ons die brood eet en die wyn drink, word daar 'n verlange by ons wakker dat die Here Jesus sal terugkom. Ons sien met verlange daarna uit om saam met God op die nuwe hemel en die nuwe aarde te bly. Die Heilige Gees hou hierdie verlange by ons lewend. En dan wil ek om die rede dan ook nou vra, liewe broers en susters, kom ons staan vanoggend saam op en ons bely ons geloof dan ook hardop. Kom ons doen dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En dit is wat ons saam glo. Dankie dat ons dit so met mekaar kon deel. Julle kan julle plekke inneem. As julle nou kyk in julle houertjie, dan sien julle het vanmôre 'n hartjie gekry. 'n Stukkie brood wat met groot keurigheid uitgedruk is, sodat ons elkeen 'n hartjie kan kry. Ek het 'n ordentlike hartjie gekry. Die Here het my baie lief, né? Liewe vriende, daar het jy dit 'n stukkie brood wat die simbool is in die herinnering is aan God se liefde. En sien ek hierso sit sommer so 'n nuwe intrekker reg voor my. En ek kan nou soms vanmôre vir jou 'n groter hartjie gee as
die wat in die houertjies is. Jy wil nog 'n groter broodjie hê. Kyk hoe vinnig keer jou sussie. Ha? Wie wat? Wie wat? Ek gaan my broodjie vir jou gee. Jou sussie is bloedrooi. Ek wonder hoekom. Jy ook 'n broodjie, hè? Is jy okay? Right? Liewe vriende, julle weet ek was nou deur die loop van die week was ek nou ook deur mekaar gewees met die boodskap. En ek lees altyd hierdie vertaling as dit kom by die instelling van die nagmaal. Maar terwyl jy die broodjie in jou hand het, kom ons maak vir 'n oomblik ons oë toe. Here, ons ken brood. En ons is besonder bevoorreg dat ons ook vir U kan ken. En nou het U vir ons hierdie nagmaalstekens gegee sodat ons dit kan beleef en dat ons dit kan eet en dat ons aan U kan dink. Aan alles wat U opgeoffer het ter wille van ons. Gee dat ons versterk sal word, dat ons nuwe krag sal kry, dat ons moed sal kry en dat ons 'n ewige hoop sal hê met die eet en die drink van hierdie tekens. Amen. In 1 Korintiërs 11 staan daar: Kom ek verduidelik weer vir julle wat die Here self oor die nagmaal gesê het. Dit het alles die nag gebeur toe Jesus gevang is. 'n Rukkie voor hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge geëet. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. Hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en deel dit uit. En terwyl hy dit doen, sê hy: Dit is my liggaam wat net so gebreek word. Julle sal baie daarby baat. Elke keer wat julle dit eet, moet julle dink aan wat ek alles vir julle gedoen het. Oorspronklik wou ek eintlik al die broodjies en die houertjies so groot gehad het soos hierdie ene, want ek wou gehad het julle moet hom kou. En julle moet hom voel en julle moet bewus raak van God se liefde vir julle. Maar toe maak ons hom maar 'n bietjie kleiner omdat hierdie ene nie in al die houertjies ingepas het nie. Daai ene, jy gaan heel erediens eet in daai stukkie brood hoor. Maar doen dit, dis reg. Toe die klomp disippels saam met Jesus daar aan tafel was en saam gekuier het en hulle die brood geëet het en hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is. En hy sê toe: Die wyn in hierdie beker staan vir die nuwe ooreenkoms wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn. En elke keer as julle dit drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. Kom ons drink dit saam.
Vir 'n oomblik wil ek saam met julle dankie sê. So kom ons doen dit. Liewe Here, hierdie wyn bring 'n kriweling teweeg in ons kele. En met my tong proe ek die wyn in my mond. Daar's krummels tussen my tande. En ek is bewus van die stukkie brood wat ek geëet het en die wyn wat ek gedrink het. Ek is ook daarvan bewus dat U gesterf het, dat U bloed gevloei het, dat die liggaam gebreek is, sodat U laaste asem uitbetaal het, uitgeblaas het. En dan dink ek aan die woorde waar U gesê het, daar in die kruis, dit is volbring. Ek hoor hoe U eintlik daarmee bedoel, dit is betaal. Dit is afgehandel. En nou is ons in 'n nuwe verhouding tot U. Here, dankie. Dankie dat U opstanding dit kom bevestig het, die manier waarop U verskyn het tussen die disippels, tussen mense U self gewys het. Dankie dat U vir ons opgevaar het na die hemel en dat U Heilige Gees by ons gelos het toe U opgevaar het na die hemel. Maak dit alles vir ons eg, maak dit vir ons eie, gee dat ons sal leef vanuit U nabyheid, U doen en late in ons lewens. Amen. Ons gaan 'n lied sing, die 207, daar is so 3 versies daarvan. Terwyl ons sing, gaan ons kinders na hulle plekkies toe gaan, waar hulle in hulle groepe bymekaar kom. So kom ons doen dit sittende, en dan is dit vir hulle maklik om die pad te kry, na waarna toe hulle moet gaan. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook deur ons, deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om U gehoorsame kinders te wees. Heiland, aan U al ons dank en aanbidding, deur U verdienste kom ons nader. O, sy kinders se hoor hy sy kinders se lied en gebed. Here aan God, die aan alle Here, loon ook in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die geloof en vertroue, om same kinders te wees. Maak ons, o Heer, U getroue getuies, dat ons met vreugde dit oral vertel. Christus oorwinnaar, oor dood en oor chaos, hy ken ons nood, hy kom red en herstel. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde,
geloof en vertroue, om U gehoorsame kinders te wees. Liewe gemeente, ek gaan so 'n bietjie vinnig beweeg deur dit wat deur die loop van die week gebeur het. En dan gaan ek redelik aan die einde gaan ek die teksgedeelte lees wat hierdie Sondag in ons 40 dae boekie aanwesig is. So moet nou nie dink as ek nou aan die einde lees dat ek nou dan eers gaan begin preek nie. Ek wil deur 'n klompie goed gesels en deel wat ons beleef het deur die loop van die week. Baie van julle was deel daarvan gewees en dan net die teks met enkele gedagtes daarmee saam. So julle weet nou baie goed dat ons tema is gegee vir mekaar. As jy nou vanmôre aangekom het, jy nou weer die fotoraam gesien wat sê 40 dae gegee vir mekaar. En ons het die wonderlikste foto's geneem en gekry deur die loop van die week. En die uitdaging bly dat jy saam met iemand of saam met 'n klomp mense ook 'n foto sal neem in hierdie raam, baie dikwels beskikbaar by die koffie en tee na die tyd. So staan daar en neem saam 'n fotootjie. So ons het verlede Sondag het ons weggetrek met Johannes 17. En daar is enkele frases wat uit die boodskap se vertaling uit na vore gekom het in hierdie gebed van Jesus. 'n Gebed wat hy gebid het kort voordat hy gevangenis geneem is en voordat hy gekruisig is. En die boodskap het die vermoë om interpreterend, verduidelikend met die vertaling om te gaan en soms is daar iets niets vars wat 'n mens hoor. Nou kyk nou na woorde soos hierdie. Dit was Jesus se gebed. Gee dat hulle in lojaliteit teenoor mekaar soos een man sal saamstaan. Vader, U weet hoe heg en intiem ons verhouding met mekaar is. Ons belange, denke en dade is totaal een. En hy rap sy verder bid hy, gee asseblief dat hulle verhouding onder mekaar en veral met ons net so heg en intiem sal wees. God, Jesus, gebruik die voorbeeld van die verhouding wat daar tussen hom en sy Vader is. En hy bid dan vir sy disippels dat daardie liefde net so sigbaar sal wees onder hulle. Hy die drie goedjies wat ek gesê het en baie al gesê het, twee van hulle, dat die Here praat met ons deur sy skepping en die Here praat met ons deur sy woord. Maar die een waarvan ek opnuut bewus geraak het in my voorbereiding en ook in verlede Sondag, is dat Jesus raak sigbaar deur die wyse waarop gelowiges mekaar liefhet. Ons val baie dikwels. Ons doen baie dikwels dinge wat nie getuig van liefde nie. Onnadenkend, onbedoeld, maar dis soos wat dit gehoor het. En dan sê Jesus aan die einde van sy gebed, as die wêreld dit sien van gelowiges, dan sal hulle aangespreek word en hulle sal besef dat God drie-enig 'n werklikheid is. En so het ons gepraat van die happy moments. Daar was die dame wat saam met haar kinders tee drink en verduidelik hoe hulle 'n oomblik saam geniet word, hoe hulle vir 'n oomblik saam was en daar 'n ding ontwikkel het in hulle familie wat iemand sal sê, and what is this? En dan sê die mense, this is a happy moment. En dis 'n ding wat 'n mens kan inoefen in jou huis met jou kinders. Enige iemand
sou in 'n oomblik van iets bewus kon raak, van liefde, van die manier waarop jy funksioneer, en sê, this is a happy moment. En ek het baie sulke oomblikke beleef, deur die loop van die week. En ek staan 'n bietjie op 'n ander plek, as waar julle nou is, en ek beleef dit dalk uit 'n ander hoek uit, as wat jy dit beleef. So, 'n mens sou met die gedagte kon leef, wanneer beleef ek 'n happy moment? Die Here Jesus wil graag vreugde beleef, wanneer hy sien hoe ons met mekaar werk, met mekaar praat, wat ons aan mekaar doen, en hoe ons met mekaar betrokke is. Dis ingeets hier in my kop. Ekskuus, nou moet ek nie te veel spring nie, en toe het ons aangegaan, die aand, na 1 Korintiërs 13, vanaf vers min of meer 4 en 'n entjie aan, en ons het weer gelees uit die boodskap, en 2 van die frases wat daar na vore kom, sê, om ander lief te hê, beteken om nooit iemand sleg te behandel, wat jou irriteer nie. Het sê nie, dat jy nooit iemand sleg sal behandel nie, natuurlik dit ook. Maar veral as iemand jou nou begin beïrriteer, dat jy hulle nie sleg sal behandel nie. Prakties. Een ander enetjie, om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra, dat ander nie ongemaklik by jou voel nie. Ek dink dit slaan na beide kante toe. Ek moet nie so optree, dat julle by my ongemaklik voel nie. Maar, ek moet eintlik dit vir julle moontlik maak ook, om met my, lekker te wees met my. Sodat ek kan sien in julle en kan beleef, dat dit die manier is, waarop ek ook behoort te leef, veral as ek herinner word, dat dit is wat plaasvind in Jesus se lewe. En so kom ons toe uit by die maandag aand, en ons staan vir 'n redelike tydjie stil by Romeine 12. Iemand sê vir my nou donderdag aand, hy sê die ding wat vir hom uitstaan, is die 2 woorde. Dat dit in die kring van die gelowiges gaan oor geleefde Christenskap. Nou dis 'n ding, ek het dit mos nou maar raak gelees ook, maar dis iets wat vir my ook aangespreek het. Sodat ek nie net sal sê die Here is lief vir my, en ek gee om, en ek is 'n Christen nie, maar julle sal dit verstaan, die vital ding sê Romeine 12, sê Paulus vir ons, is dat jy 'n Christenskap het wat 'n geleefde, sigbare, aanvoelbare lewenstyl sal wees, wat getuig van Jesus Christus. Hy sê, dit is die wesenlike van die godsdiens. Hy begin daai gedeelte in die 83 vertaling deur te sê, broers, julle moet verander word, julle moet vernuwe word, julle denke moet vernuwe word, daar moet 'n nuwe ingesteldheid kom, sodat hierdie styl van Christenskap eg en duidelik in jou lewe na vore sal kom. En iemand anders sê, ek weet nie wie nie, die enigste gedeelte van die Bybel wat jy regtig glo, is daardie gedeelte wat jy uitleef. Dis 'n mondvol. Die enigste gedeelte van die Bybel wat jy regtig glo, is daardie gedeelte wat jy uitleef. En dan het Paulus nou in Romeine 12 ons 'n klomp praktiese goeders gesê oor hoe ons dit moet doen. En ons het verder gelees oor hierdie praktiese, geleefde Christenskap in Romeine 12. En Moeder Teresa het op 'n stadium gesê, in daai selfde gedeelte ook, I can do things you cannot.
And you can do things I cannot. Together, we can do great things. As ek in my huishouding, en ons is nou maar net 2, gelukkig is daar bure, en daar's vriende, en daar's lidmate, maar as ons 2, nou hierdie hele Pinkster moes aanpak met elke faset, wat daarin opgesluit is, wat sou gebeur het? Waar sou ons gekom het? Maar dit wat gebeur het in die gemeente in die afgelope week, wil ek sê, saam het ons die wêreld geskuif. Saam het ons die grense van hierdie gemeente van ons groter gemaak, ryker, dieper, saam. Maar dan so half tongenetjies sê Paulus tog, wees maar nederig, moenie van julleself te veel dink nie. Bly maar nederig. En woensdag aand het ons aangegaan in Romeine 12. En daar het Paulus gekom en hy het vir ons 'n kaleidoskoop van snitte kom gee oor wat die liefde doen en hoe die liefde funksioneer. Hy was sommer so vinnig, kort, afgemeet, die een ding na die ander. 'n Mens wil nog dink oor die een en dan is hy alweer by die volgende ene. Want dit alles is hierdie Christendom waarvan hy praat. Liefde. En in die gedeeltes het dit baie gegaan van waar dit begin het verlede Sondag en uitgekring het oor die liefde wat ons vir mekaar het. Dit wat ek gesê het, hier en daar het ek 'n woord verkeerd uitgekom of 'n kombinasie van woorde verkeerd uitgekom, maar gelukkig was dit reg op die skerm gewees, sou julle weer na kon gaan luister. 'n Manier waarop ek probeer het om te sê wat ek verstaan, wat ek ontdek en wat ek weet wat waar moet wees en waar moet word van my eie lewe. En toe was ons donderdag aand by mekaar gewees, maar dit was nou ook
En toe op die ou einde het ons die lied gesing en die begeleidingsgroep het vir ons gelei. Gaan dan heen, ons gaan dit aan die einde van hierdie diens ook weer sing. En dit was net 'n oomblik waar ons vir mekaar kon seën, kon bid, kon sing. En nou ja, en toe was die 12 soppe nou daar gewees, met broodjies waarvan sommige van die broodjies ook huis toe gegaan het. Het julle van die stop gevries? Daar sou op oorgebly wat julle dit maar huis toe gevat. Ek sou dit huis toe gevat het as my pot sop was. So het ons donderdag aand het ons daar by mekaar gekom. En nou is dit Sondag. Dis wat ek met julle wou deel. En nou is die teks vir hierdie oggend is Lukas 24 vanaf vers 45 tot 49. Ek lees vir julle uit die 83 vertaling waar daar sê: Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: So staan daar geskrywe: Die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af verder. Julle is getuies hier van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly nadat julle met krag van bo toegerus is. Totdat julle met die krag van bo toegerus is. Ek sou hom nou nog 'n slag kan lees en dan kan ek hom nou beter lees as wat ek dit sopas gedoen het. Maar dit herinner my baie sterk aan die woorde van Handelinge 1 vers 8 en julle sal uitgaan van Judea na Samaria na Jerusalem tot aan die einde van die wêreld. So liewe broers en susters, dit lyk vir my dat as ons familie is en ons behoort aan God, dan is daar 'n tweede ding vanuit hierdie teksgedeelte wat belangrik is. En dit is dat familie ook in diens van God staan. Ons moet hierdie getuienis uitdra deur die manier waarop ons onderling lees, en dan is daar nog iets wat bykom, en dit is diens tot eer van God. En dan vra Jesus in hierdie gedeelte dat ons die liefde en die genade wat ons beleef en wat waar is van ons lewens en wat ons onderling vir mekaar het en uitleef teenoor mekaar, dat ons dit ook sal uitdra buitekant die grense van die familie. In diens van God self. Hy sê dat hierdie is 'n pakkie. Ons staan in hierdie jaar stil by die feit dat ons vir mekaar gegee is, dat ons by mekaar betrokke is. Maar die pakkie gaan voort en daar gaan veral volgende jaar iets daaroor gesê word, meer daaroor gesê, meer intens, meer direk, en dit is dat ons ook 'n diens aan God het wat ons moet verrig. Jesus is baie duidelik daaroor dat hy sê dis nie maklik nie. Ons het meermale vir in hierdie week vir mekaar gesê dat elkeen van ons het 'n plek in 'n area waarin ons gemaklik is. Ons is hierdie maar om buite dit uit te beweeg. Dis nie so maklik nie. Om iets wat buite my comfort zone lê, om dit te waag. Dis moeilik. Ek het dit aangehaal, iemand sê vir my donderdag aand toe die persoon instap daar by die saal, dis amper asof die persoon half gesnak het na asem. Hier sit 'n skare mense rondom tafels en ek moet nou hier ingaan. Waar gaan ek sit? By wie gaan ek sit? Die Here wil soms hê dat ons buite ons comfort zone sal gaan.
En as dit gaan oor die aspek wat in hierdie gedeelte ter sprake is, dan sê hy vir ons, onthou net, dis omtrent so skape onder 'n klomp wolwe in te stap. Jy weet, daai is moeilikheid as jy kyk na daai bekke en daai tande. Maar Christus wil hê, dat ons dit daar sal waag. Maar dit begin, dat ons dit onderling doen waar dit tog makliker is. Ek wil amper sê, ons het 'n oefenplek. Ons het 'n plek waar ons maar foute kan maak. En ons het 'n plek waar ons maar weer kan probeer. En waar ons kan sê, Here, gee my tog net krag. Gee tog net. Ek sukkel. So ons moet in hierdie jaar van gegee vir mekaar veral ontdek wat dit beteken. Dat ons regtig waar tot mekaar se beskikking is. En die belangrike ding is dat hy sê in die gedeelte, maar julle sal die krag van bo kry. Julle word toegerus. En dan een van die gedeeltes, die gedeelte wat ons donderdag aand in die saal gelees het, begin eintlik met vers 41, 40 dink ek, waar hy sê, maar nadat die 3000 tot bekering gekom het, vandag is Pinksterfees. God gee sy gees aan ons, sodat dinge kan gebeur, wat eintlik nie in ons broek sit nie. Waartoe ons eintlik nie in staat is nie. Waarvoor ons ondersteuning nodig het. Ja, ek het nogal so 'n getuienis wat ek op 'n stadium met julle dalk kan deel, oor wat ek in hierdie afgelope tyd beleef het, en wat met my gebeur het. Maar Pinksterdag is eintlik die verjaarsdag van die kerk. Want dit is toe die kerk tot stand gekom het. Dit is toe die gelowiges in klein groepe bymekaar gekom het in die huise, soos wat ons donderdag aand bymekaar was, en deur die loop van hierdie 40 dae op verskillende plekke, onder andere in 'n klomp groepe, is 28 van hulle. In daai tyd, in daai omstandighede, was dit die begin van die kerk van Jesus Christus. Jesus was met sy disippels bymekaar, hulle is almal geïnspireer deur die Heilige Gees, en daar's geloofsvorming wat plaasvind tussen hulle, en nou kom hy vir hulle en sê, daar's nog 'n stuk roeping vir julle. En nou sê hy, julle kan dit nou maar op die proef stel. Julle kan dit waag. Julle moet tussen mense uitgaan. En iemand formuleer dit mooi as hy sê, disippels is geroep om God se alternatief in hierdie ou wêreld te demonstreer. Dis waarvoor ons geroep word. En nou is julle dan so stil, soos wat julle hier sit. En liewe broers en susters, dis waarmee ek wil klaarmaak. Pinksterdag. Die Heilige Gees is aanwesig in gelowiges se lewens. Ek sien dit, ek ervaar dit by mense wat rondom my is. Ek wil weer teruggaan na die gedeelte waarna ek van tevore gewys het in Kolossense, toe ons teruggekom het na die naweekkamp waar die ouderlinge bymekaar was. En waar daar geskrywe word, God is daartoe in staat om baie meer te doen as wat ek dink of droom, of waarvoor ek kan bid. Dis die krag van die Gees wat in julle en in my aanwesig is. Ondersoek dit. Soek dit. Die Gees is daar. Amen. Dit bring ons op die moment waar ons vir die Here wil sê, ons het gebid en ons het gesê dankie. Ons het vanmôre aan die tafel gesit, ons sit steeds aan die tafel. Ons het soveel beleef in 'n week se tyd. Een manier waarop ons kan dankie sê, is deur ons offergawes. So die ouderlinge gaan rondbeweeg. Na die tyd is daar by die deure ook 'n spesiale bydrae, soos ander aande wat ons gee vir Bybelverspreiding. Daar's sulke mooi stories wat ook vertel word rondom die Bybelgenootskap en sy verspreiding. En terwyl jy nou jou geldjie uithaal,
en daar dalk 'n stukkie musiek speel, is daar soms so 'n paar dankies wat ek op die skerm sit en wat julle rustig kan deurlees as jy dalk jou bydrae klaar gegee het. Kom ons sluit net ons oë. Dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees om die tafel, dat ons kan hoor wat U vir ons beloof, wat U vir ons gee. Ons dankie vir U gemeente, Here. Ons dankie vir U genade wat ons van U ontvang het, al die seëninge. Ons bid dan vanoggend dat U ook hierdie geld, die offergawe wat ons ontvang, dat ons seën en dat dit so sal aanwend dat dit 'n voorreg dit vir U se lig sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Johan. Daar is die twee name wat ons graag aan julle wil byvoeg by persone vir wie ons bid. Andre Marits en ook Annelita Kokemoer. Daar's nog meer mense, ek sien partykeer mense hink hier in by die kerk of as nog 'n arm wat in 'n skouerband is en al sulke dinge en ons weet nie altyd eers daarvan nie. Maar mag die Here ook 'n besondere pad met elkeen van julle loop. En dan die Bybel waaruit ek gelees het hierdie loop van die week, het 'n paar mense oor gevra. En Annie en toe het ek nie jou van nie, maar ek weet daarom nou dis stryd om. Annie het gesê sy sal vir ons 'n klomp Bybels sal sy aankoop en jy sal nooit weer hierdie Bybel vir daai prys kan kry nie op geen ander plek nie. So sy is beskikbaar om dit dan teen R260 aan ons beskikbaar te stel. Annie sit net hier, so maak dit so. Die mense kan na die tyd, kan hulle sommer met jou direk praat, Annie. As dit nodig is, kan julle dit deurpraat by die kerkkantoor. Ek kan miskien maar sê in hierdie week. R260 sit hom sommer neer, dan is hy ook daarso. En dan sal sy vir ons die Bybel skry. Daar is so 3 verskillende voorblaaie en daar is 2 van hulle. Na die tyd is daar ook geleentheid, hier's van ons ouderlinge wat sommer 'n bietjie hier voor rond sit, rond staan. Dalk het jy sommer net iets wat jy wil deel. Jy wil dalk vir iemand sê, hier's iets wat leef in my hart, wil jy nie net vir my bid nie. Ek het 'n behoefte aan gebed, dan is julle welkom om dit ook te doen. En dan is daar 'n lied waarmee ons gaan afsluit. Ek moet vir julle sê, ek het nou ook net 'n behoefte om te gaan sit. En om 'n vuur te gaan aansteek. En ek dink ek gaan vir die volgende 2 weke gaan ek nie preekie, behalwe as ek moet. En ek moes gisteroggend by 'n begrafnis moes ek ook gewees het wat ek nie beplan het nie. So die Here doen baie goeders met ons wat ons nie moontlik beplan nie, maar ek het nogal 'n behoefte daaraan. En ons gaan afsluit en vir die Here vra deur hierdie lied dat hy saam met ons sal gaan. Hier kom hy. Kom ons staan op en ons sluit af met die 3 verse. Here Redder groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, U leiding bring bevryding, het ook my hand kom vat. Het ook my hand kom vat. U my Redder groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar swak onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, in U word my opgedra. Want dit sal volharding vra.
bring bevryding, al ons skuld het jy gedra. Al ons skuld het jy gedra. Sommer maar so ietsie wat ek raak geloos het, wat sê die beste dinge van die lewe is die mense vir wie wat vir my lief is. Die beste dinge in die lewe is die mense vir wie ons lief is, die plekke waar ons was en die herinneringe wat ons saam gemaak het. Dit is die beste plek, and that is a happy moment. Koffie en tee na die tyd. En Fransjo, gaan julle die mikrofoon vat? Die laaste lied wat ons sing. Kan julle uitkom tot hierso? Asseblief. Die seënbede wat ons sing, 'n ou Ierse seëngebed wat in 'n lied omgesit is en wat ons deur die loop van hierdie week heeltyd gesing het. Alleen jy het 'n lang pad om te kom. Maar jy gaan dit maak tot hier by ons. nee, met daai twee bene van jou is jy te sterk. Kom ons. Ja, onthou die foto's, nee. Gaan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek leer jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God drie-enig sal vir ons met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Liewe broer en suster, die Here seën jou en die Heilige Gees is by jou en jy is altyd in God se teenwoordigheid.